Markus 11, vers 1 tot 33. En toe hulle naby Jerusalem kom, by Betfage en Betania aan die Olijfberg, stuur hy 2 van sy disippels uit en sê vir hulle, gaan na daardie dorp voor julle, en dadelik as julle daar inkom, sal julle 'n esel vind wat vasgemaak is, waar geen mens op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. As iemand vir julle sê, waarom doen julle dit? Moet julle antwoord, die Here het hom nodig, en dadelik sal hy hom hierheen stuur. En hulle het gegaan, en die vul by die deur, buite op die straat, vasgemaak gevind, en hom losgemaak. Daarop sê sommige van die wat daar staan vir hulle, wat maak julle, dat julle die vul losmaak? En hulle antwoord hul, soos Jesus beveel het. Toe laat hulle hul begaan. En hulle het die vul na Jesus gebring, en hulle klere daarop gelê, en hy het op hom gaan sit. Toe gooi baie mense hulle klere op die pad oop, en ander kap takke van die bome af, en strooi dit op die pad. En die wat voorgeloop, en die wat gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Geseënd is die koninkryk wat kom in die naam van die Here, die koninkryk van ons Vader Dawid. Hosanna, in die hoogste hemele. En Jesus het in Jerusalem gekom en in die tempel. En nadat hy alles rondom bekyk het, en omdat dit al aand was, het hy met die 12 uitgegaan na Betania. En die volgende dag, onderwyl hulle uit Betania gaan, het hy honger gehad. En toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarheen gegaan, in die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disippels het dit gehoor. En hulle het in Jerusalem gekom, en toe Jesus in die tempel ingaan, begin hy om die wat in die tempel verkoop en koop uit te jaag. En die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi. En hy het niemand toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te dra nie. En hy het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie. Maar julle het dit 'n rowersspelonk gemaak, en die skrifgeleerders en die owerpriesters het dit gehoor en gesoek hoe hulle hom kon ontbring, want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare verslaaf was oor sy leer. En toe dit laat word, het hy uitgegaan buite kan die stad. En toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Want voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle heel oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. En hulle het weer in Jerusalem gekom. En terwyl hy in die tempel rondwandel, kom die owerpriesters en die skrifgeleerders en die ouderlinge na hom, en sê vir hom, deur watter gesag doen u hierdie dinge, en wie het u die gesag gegee om dit te doen? En Jesus antwoord en sê vir hulle, ek sal julle ook een ding vra. En antwoord julle my, dan sal ek julle vertel deur watter gesag ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes, was dit uit die hemel of uit die mense? Antwoord my. En hulle het by hulle self geredeneer en gesê, as ons sê, uit die hemel, sal hy sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? Maar as ons sê, uit mense, dan was hulle vir die volk bang, want almal het gedink dat Johannes werklik 'n profeet was. En hulle antwoord en sê vir Jesus, ons weet nie. En Jesus antwoord en sê vir hulle,
Dan vertel ek julle ook nie deur watter gesag ek hierdie dinge doen nie.